wou gee aan iemand anders om dit te bring. Maar ek gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Liewe broer en suster, ons gaan net by 'n paar skriffies uitkom wat so baie belangrik is. En 'n mens weet nie waar jy die goed kry nie, maar as jy die woord van die Here lees, dan sien jy dit. Jy kan alleen openbarings van God kry deur die woord van die Here te lees. The revelation of God's word is powerful. Dit is geen geheim dat ons in moeilike tye leef. Dit is geen geheim dat ons in die laaste dae lewe. Amen. 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 Die Engelse vertaling sê dit so mooi. We are living in perilous times. Onstuimige tydperke. En daar is sekere dinge wat nou vinnig is om te gebeur. Baie vinnig, soos die dae verbygaan, is daar dinge wat besig om in vervulling te kom. En ek het gekom op 'n plek in my lewe wat 'n mens dit nie graag wou sê, maar ten spyte van die feit dat dinge so vinnig afspeel voor ons, is die kerk blind vir dit wat eintlik vir hom die beste tyd ooit behoort te wees. Net so. Yes. Weet jy broer en suster, ek is nie een oomblik spyt dat ek in hierdie tyd nog lewe nie. Amen. Amen. Want daar is dinge wat gaan gebeur, maar dis ook die mees skrikwekkende tyd van alle tyd. Nou wil ek graag hê dat jy so 'n paar verse saam met my sal lees in Psalm 20 en dan ook in Psalm 80. Moenie die psalms net sien as 'n gou leesstuk nie. Die Here praat met sy mense deur die psalms. Psalm 20. Ek lees net 'n paar verse van vers 2. Dawid praat hier. Hoor wat sê hy? Mag die Here u verhoor in die dag van benoudheid. Mag die naam van die God van Jakob steek jy hand op en bly die bloed van die Here. Baie dankie. Die taal van so. Skryf ek vir myself. Wat sê hy? Tweede vers, benoudheid. Mag hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion. Luister nou mooi wat sê hy. Mag hy dink aan al u spysoffers en brandoffers met welgevalle aansien. Weet jy, kom ek stil staan. Dat u al seker keer baie dinge gedoen vir die Here. Ons lewe in so 'n tyd soos Hizkia ook, toe hy desperaat is, dat God met aanraak. Toe sê Here, dink aan my, kyk 'n bietjie wat ek gedoen het. En ek wil hê dat u vanmôre dit moet doen, nie in 'n sin van kyk hoe goed is ek en wat ek presteer het nie. Dis alles vir niks werd. Maar ons is so desperaat
dat Dawid sê, Here, Yes. mag hy dink aan al die spysoffers en brandoffer met welgevallen. Mag hy u gee na u hart en al u voornemens vervul. Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die naam van ons God. Mag die Here al u begeertes vervul. Luister nou mooi. Nou weet ek dat die Here sy gesalfdes verlos. Amen. Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. Sommige roem op strijdwaans en ander op perde. Maar ons, sê bietjie, maar ons, sê dit hard, maar ons sal roem op die naam van onze God. Halleluja. En is 'n uitroep. En dan sien ons hoekom en wat doen God met sy vyande. Hulle het in mekaar gesak en geval. Maar ons het opgestaan, ons weer opgerig. Here, verlos die koning. Mag hy ons verhoor op die dag wanneer ons roep. Wanneer ons roep na God. Dan gaan mense wees wat uitroep, sê Here, dat berge en dale op ons val, dat ons vernietig kan word. Hoor nou mooi verder in die woord van die Here. Ons gaan net gou na Psalm 60 toe. Ek het gesê 80, ons het daai sê maar 60. Maar ek sien, dis 'n ander skrywer. Dawid skryf, dan skryf Korag. Ekskuus tog, Dawid nog hier skryf, Korag is in Psalm 80. Hoor wat sê hy? O God, jy moet sien wat gebeur. U het ons verstoot. Net voor ek dit lees, dink 'n bietjie nou aan die toestand van Suid-Afrika. Dink 'n bietjie aan die toestand van Suid-Afrika en die volk. Met 'n gedagte van die gelofte dag. En in Amerika, Thanksgiving Day. Want jy sal sien, vers 3, o God, U het ons verstoot, ons van mekaar geskeur. U word toornig, herstel ons. En roep in vers 20, herstel ons. Herstel ons. U het die land laat bewe, dit gekloof. Genees sy breuke, want dit wankel. U het die volk harde dinge laat sien. U het ons bedwelmde wyn laat drink. U het aan die wat u vrees 'n banier gegee om te vlug vir die boog. Sodat die bemindes gered mag word, verlos deur die regterhand en verhoor ons. Dan sien ons, God sê, ek het gekom in hierdie tydperk van benoudheid om 'n bietjie te meet, om 'n bietjie skeiding te maak. Ek het die ander dag gesê, daar was 'n tyd in die kerk waar daar 'n skeiding gemaak was tussen die bokke en die skape. Maar ons lewe nou in 'n tyd waar daar skeiding gemaak word tussen die skape en die skape. Net so. O, Net so. as ek sien die toestand van die kerk,
As ek sien die toestand van Pinksterjaar, dit klink soos elke week. Maar luister, God is besig om met ons te praat, sodat ons verlos kan word. Dan sal ons miskien sê, maar pastoor, ons sing so lekker. Luister, die grootste verlossing wat ons nodig het is van onsself. Want ons het so groot geword in onsself en ons weet so baie, ons ken so baie, ons weet van almal dit en almal dat, maar God wil hê, jy moet verlos raak van jouself en jouself herstel. Eer die volk harde dinge laat sien, en die bedwellende wyn laat drink, sodat die bemindes gered mag word, verlos die regterhand en verlos ons. God het gespreek, luister nou mooi, in sy heiligdom. Ek wil jubel, ek wil Sicham verdeel. Sicham is 'n stad. En dan sê die dal van Sikor afmeet. Dit gaan opkyk, ek probeer die slim mense wat gaan opkyk, Sikor beteken toe hulle verlos geword uit Egipte land, het hulle by mekaar gekom en hulle, daardie woordjie beteken eintlik om fees te vier, 'n tipe van 'n tabernakelfees, waar hulle dank aan God gee. Dan maak hulle klein sakkies wat lyk soos 'n hut. Weet jy wat dit beteken? Dan gee hulle vir mekaar. Wat is 'n teken? Ons is verlos, luister nou mooi, van die tydelike plek waar ek in was. Die tydelike plek van Egipte, waar ek die Egiptenare moes dien. O, broer en suster, luister mooi. As die wêreld en die Lucifer en die duiwel met sy magte net kan kyk dat die kinders van die Here kan buig. O, luister mooi. Luister mooi wat sê in vers 13 en 14. Verleen ons hulp teen die vyand, want die mense hulp is ydelheid. En God sal ons kragtige dade doen. En hy self sal ons vyande vertrap. Albei gevalle word daar gepraat van herstel en dan 'n deurbraak. Wanneer God, halleluja, ek glo dit met my hele wese, die kerk se oë sal oopmaak om te sien dat dit alles oor hom gaan en nie oor onsself nie. Oh man. Daar's iets wat die hart van God beweeg. En dit is as iemand bely. In ons eie taal kan ek dit sê. As iemand sê, Here, ek is jammer. Verskoon my. Vergewe my, Here. Want dit wat ek gedoen het is verkeerd. Dan is asof God omdraai en sê, kom dat ons die saak uitmaak, sê hy. En ek sal vir julle gee, oorwinning. Ek het al baie keer gesê, ons sit in kerke vandag, vol mense, wat mekaar nie kan vergewe. Ons sit met families, een familie na die ander, wat hulle eie familielede nie kan vergewe nie. Broer en suster, hoor wat sê vers 8 van Psalm 60, van Sikor, dat ons nie vergeet dit wat God vir ons gedoen het nie. Hoe reageer God
as hy 'n ontmoeting met U het. Jy sien, wanneer ek kom by dankie sê, dan sê ek dankie aan God, dat hy my deurgedra het. Amen. Amen. Kyk 'n bietjie, ek gaan nou by mooi dinge kom. Kyk 'n bietjie na my eie lewe. Waar was hy? Where would I have been if it was not for Jesus? Ja. Where would I be if it wasn't that He lifted me up? Where would I have been? Psalm 20:80 is baie relevant in verband met die eindtyd wat ons in leef. Baie keer in die storms van die lewe, dan beland ons in situasies waar ons werklik getoets word. Dan moet besluite geneem word. Besluite waar jy dit moeilik gaan wees vir jou om te sê, ek is jammer. Luister mooi. Ons het die Here nodig. Wees seker vanmôre dat God stel belang in U en in my. As ons volkome in Hom glo, hoeveel keer twyfel ons nie vir die uitkoms van dit wat ons in glo nie. En net as die oorwinning kom, dan twyfel ons. God is magtig in al twee psalms. Magtig om wat te doen? Om die vyand te verslaan en die uitkoms te kan gee. Nou wil ek graag hê dat jy met omblaai na Daniël, die 3de hoofstuk, baie bekend. Daniël 3, lees ons dat God vir sy volk wil verlos. Hoe hy sy regterhand magtig verrig. Luister, God is nooit te laat nie. Amen. Hy vergeet nooit, behalwe ons sondes. Hy maak nooit 'n fout nie. Hy stel nooit teleur nie. Sy regterhand is daar om vir u en vir my oorwinning te gee, selfs in hierdie moeilike tyd. Dis een verhaal in die woord van die Here wat ons al van jong tyd as sonneskool geleer het. Van hierdie 3 jong manne, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie toneel is nie 'n vergelyking nie. Is nie 'n gelykenis nie. Dis 'n werklikheid. Nou wil ek sê Psalm 20 en Psalm 60 en ook Daniël 3 is als dinge wat afspeel wat wys na wat? Na die tyd wat ons nou in lewe. Dit word in die woord genoem sodat ons aandag daaraan kan gee en dat ons kan belangstel. Die woord is voordelig vir die mens sodat ons tot inkeer kan kom. Luister wat gebeur. Jy ken die verhaal. Ek wil nie baie lank daaroor praat nie. Nebukadneser, die koning, het die baie goue beeld van goud gemaak. Daarna aan sy landvoogte gesê, sy bevelhebbers, sy gouverneurs, sy raadsmanne, elke een wat 'n posisie gehad het. Luister, ek gaan 'n groot inwyding maak van hierdie goue beeld. Almal het vergader. Toe almal daar was, toe gaan daar boodskappers uit. Hulle skree bevele uit, luister mooi wat skree hulle. Sodra julle die geluid hoor van al die instrumente, moet julle neerval
en die beeld aanbid. Maar as jy nie neerbuig nie, wag daar die vuur oor. Wag die dood op julle. En die musiek het begin speel. En almal het gebuig, want die koning het gepraat. Maar ewe skielik daar ver, daar's 3 manne wat uitstaan. 3 Hebreërs se seuns. Hulle word beskou as seuns. Hulle staan daar. Die musiek het gespeel en hulle weier om te buig. Die hoofman het gou die koning in kennis gestel. Bring hulle vir my. Wat is julle naam? Sadrak, Mesak, Abednego. Hoekom het julle nie gebuig nie? Hoekom het julle nie my bevele uitgevoer nie? Kyk sê hy, as julle neerbuig, want ons gaan nou weer die musiek laat speel, die basyne laat blaas. Hoor mooi, die basyne wat blaas. Maar as julle dit nie doen nie, gaan julle vuur oorkry. Weet jy wat? Hulle het nog nie eens 'n kans gekry, Dirkie, om die musiek weer te speel. Want hierdie 3 jong manne, kyk die koning, 'n koning. Hy sê, koning, los daai musiek, baie hoor. Gaan nie nodig wees. Ons ag dit nie nodig om jou hierop te antwoord. Net so. Wat? My bevele? Ja, koning, ons gaan jou nie eens antwoord nie. Maar as jy wil weet, koning, as ons God, wat ons dien in staat was, is om ons te verlos, dan sal hy ook vir ons uit die brandende vuur verlos, o koning. Daai koning blaas op soos 'n bulparra. En die koning was woedend. En hoor wat sê hulle. Maar so nie, o koning. Laat het bekend wees dat ons u gode nie sal dien nie. En die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid. Manne met ruggraat, manne met vrees, sonder vrees. Manne geweet het op wie hulle vertrou. Manne met vastigheid. Manne met geloof. God kan en God sal verlos. Maar so nie. As God ons nie verlos nie, o koning, dan is ons bereid om te sterf. Maar vir jou, gaan jou band loop. Koning, ons weier om die bevele te gehoorsaam. Bring die vuur uit. Maak dit warmer. En weet jy wat vir my so mooi is? Is 'n voorloper vir die tyd wat ons in leef. En ek sê nie, dit is so nie, ek het net in my gees dit ervaar, Pastoor Jan. Daar was 3 Hebreëse seuns. Wat verteenwoordig wat in die tyd wat ons in lewe. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Want jy sien die Vader of die Seun of die Heilige Gees sal nooit buig voor vreemde gode nie.
En as iemand gaan bly staan in die tyd wat ons in leef, dan gaan dit iemand wees met die volle krag van God in sy lewe. Die volle krag van Christus in sy lewe. En die volle krag van die Heilige Gees in sy lewe. Daar is daagliks besyne wat besig is om te blaas. COVID. Ek kan sê net want ek is nie 'n kenner op dit nie. Maar COVID was net so toetsloopie. Net voor die weggaan. Net so toetsloopie. Maar ons gaan nou in 'n tydperk in. Wil jy weet baie van daai goed. Maar ek het in hierdie week dinge gesien wat my laat skrik. Ek het nie baie haar op my rug nie, maar die haar op my lyf het trek. Weet jy wat, broer en suster? Ek het vlugtig dit gesien, ek het nie die hele bloter gesien nie. Maar die nuwe direkteur-generaal van die VVO, sekretaris-generaal, hy sê hierdie woorde, in my first 7 years, which I'm now beginning, the first statement I'm making is to the Jewish nation, I say, you can build the temple. Hallelujah! Ek het ook al dit gesê. Oh yes. Baie wat met my kan verskil. Maar die enigste ding wat nog nie gebeur het, is die bou van die tempel. Maar wat ek glo, en jy hoef nie saam te stem nie, ek sê nie die tempel gaan gebou word voor die wegraak nie. Die rede hoekom ek dit sê is want baie mense sal wag en sien. Hulle sit so, hulle het nie naals nie. Ek dink as die tempeltjie gebou word, dan sal ek die Here dien. It's too late, my friend. Met daai gesindheid gaan jy dit buite dien nie maak. Jy sien, maar het jy geweet dat onder die ander dag het ons so Wendy huis dan opsit. Ek sê vir hulle, maar hoe lang gaan hierdie ding vat om op te kom? Hulle sê vir 2 hours, sir. Ek sê, wat? Ja. Hulle kom daar, 7 uur die oggend. 2 uur later, toe staan hy. Dat op als, weet jy hoekom? Het hom klaar gebeur. Ons lees in die Ou Testament, ek het daaroor gepreek, gaan nie weer daaroor preek nie. Die terrein waar die klippe gekap was 'n geraas. Want klippe word gekap. Hulle word gekap as oor Jan. Al die klippe van die bou van Salomo se tempel was klaar gemaak op die terrein van die quarries. Daar het hulle dit gedoen. Maar die Bybel sê dat op die tempelterrein was daar 'n stilte. Kan dit wees dat daar 'n stilte is op 'n bouperseel? Hierdie en ja. Want elke klip en elke steen het presies gepas. En dit was net so in die tempel was gebou. Luister, die tempel, glo ek dat by hele wese is seker klaar gebou. It's just got to be put into place. And it just be put into place in the everlasting arms of God to let the reality take place. En to besef het. En my vrou wys my 'n kinderprogram. Broer en suster, luister wat ek sê. Asseblief. Lee, wie let julle kinders dan verkeerde goed kyk? Want van kleins af word hulle gedoktrineer. Weet jy wat hierdie week in 'n kinderprogram, animation,
Jy sien, dis alles getekende goed. Kom hierdie woorde. And you can go and build the temple now. Terwyl die sekretaris-generaal dit nou bekend maak, is dit klaar op 'n kinderprogram. Haha. En dan hierdie onskuldiges. Die onskuldiges. Ek gaan nie eens die naam noem van die program nie. Van 'n ou varkie. So oulike ou varkie wat nou in die varkiehuis gebore was. Word ook in 'n trekrom gestoot. Die varkie. En weet jy wat sê hy? He will make up his, it will make up his gender at a later stage if he wants to be a mommy pig or a daddy pig. Huh? That's it. I can't believe it. I can't believe it. Dat hierdie kinders alreeds dit doen en dit skoolste. Dit skaars koud. Er word daar 'n aankondiging gemaak, ek het my seun gebel. En ek het gesê, asseblief, hulle wil nou in die hele Verenigde Koninkryk, is daar 'n bevel wat nou besig is om pos te vat, dat binnekort moet almal die chip neem. Anders gaan hulle nie werk kry nie. Want dan wil almal wat nie aan Engeland en daardie plek behoort nie, moet uit. En as jy werk het, of 'n huis het, en of 'n kos koop, dan moet jy die chip hê. Anders dan gaan jy dit nie kan bly in die Verenigde Koninkryk. Bel toe vir my seun, ek sê, luister mooi. Ons praat baie keer oor baie dinge, maar sê vir my, is dit waar wat ek hoor? Hy sê vir my, Dad, it's not the chip in the hand or the head yet, but it's starting with a chip in the car, where you will not have work if you do not get that chip. I said, but Dad, I'm telling you, I will not take the chip in me, because I know the truth. Luister mooi, ons lewe in moeilike tye. Ons lewe in 'n tyd waar hulle sê jy sal moet buig, jy sal moet afgee. Gaan kyk maar in ons skole, wat besig is om te gebeur, die wat jong kinders in die skole het, sal beter weet. Menseregte het totaal oorgeneem. Onderwysers selfs het nie meer raad nie. Ons het alle dag met 'n onderwyser gepraat. Sy sê sy kan niks doen nie. Daai kinders is totaal in beheer. Een van die kinders het gesê, you tell me what to do, I'll kill you. Weet jy wat? Hier in Witbank. Aan die kerk is blind. En die plekke is uitgepak waar die duiwel aanbid word. En die kinders van die Here sukkel om by die huis te kom. Die huis van God te kom. Want jy sien, ons is in 'n gemaksone. Gemaksone. Renay, ek is so bly. Jy is te Amerika te sien. Moeilike tyd deurgemaak. Mense wat in die jare staan vasgevang was. Maar die omstandighede vasgevang was. En dan nie altyd kon uitkom nie. Moenie net aanneem, it's just going to always be there. Dit word dan moeiliker en moeiliker. Moeiliker en moeiliker. Dit is miskien niks met die eindtyd te doen nie, maar die rebelse gees wat daar rond lê. As 'n persoon wat daar teen die muur gestaan het daar by Checkers, en ek parkeer en ek wag vir my vrou om gou in te gaan. Sal hy nie daar bottel iets uitvat en daar drink, reg voor my kar.
Ek vat die bottel so druk en ek gooi dit op die vloer. Ek blaas die router en ek sê, hey, what are you doing? Kyk vir my, wie is jy om iets te sê? Ek doen wat ek wil. Jy sien, hulle word gedryf deur 'n gees. Deur 'n gees. Dis nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, wat ons die oorwinning sal behaal. Dis nie dinge wat ligsinnig is, of maar net om 'n preek deur te kry nie. Nee. Hierdie is nie 'n preek nie. Die vyand sal een van die dae moet erken wie God is. Die wêreld sal weet wie ons is. Die vyand sal vrees. Ons gaan versterk word deur die magtige hand van God. Begin my net die laaste gedeelte gou Psalm 85. Psalm 85. Hier is die Psalm van Korag. U het, o Here, u welbehaag gehad in die land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van die volk weggeneem. Halleluja. Broers en susters, luister mooi, ek wil ingesluit word. Luister, ek wil dit net sê. Al is dit net 2 of 3 wat oorbly. I want to be part of the righteousness of God. Ek wil deel wees van die geregtigheid van God. Hy het weggeneem, al hulle sondes bedek. Hy het al die grimmigheid teruggetrek. Hy het van die gloed van die toorn afgewend. Herstel ons, o God, van ons heil en maak tot niet die grimmigheid teen ons. Sal hy vir die ewig teen ons doornak weet? Die toorn laat duur van geslag tot geslag. Luister nou mooi vers 7. Sal u ons nie weer lewend maak? Amen. Sê dit saam, sal u ons nie weer lewend maak? Sodat die volk in u bly kan wees. So 'n paar weke het die skrif ook vir u gelees. Vers 10 sê, want u is groot en doen wonders. U alleen is God. Jy sien, daar word regimente uitgestuur. Maar die kinders van die Here, julle sal moet buig. Ek sê dit nie om roem te kry nie, glad nie. Maar die duiwel sal weet wanneer daar iets gebeur. Toe ons COVID gehad het, het ons die oggend hier so gesit 48 mense, wat ons toegelaat was tot op 50. Net man en vrou kon langs mekaar sit hier en daar. Die volgende oomblik toe stop jy 'n wit bus hierso. En 5 van die polismanne kom hier in. Nie een met 'n masker nie. Maar hulle kom en kyk hierso. Ek sê, can I help? He says, yes, we just checking. I said, number 1 is we 48, you can count if you want. I said, you can see we sit in a pot, if you can check that as well. I said, I can see that. En hulle staan daar, en ek sê net iets. I said, but you are welcome to join us for the rest of the service. No, we must go now. Jy sien, die vyand ken die teenwoordigheid van God. Hy kan nie die teenwoordigheid van God kom. I want to be in the presence of God. I want to be under the power of God. I want to be in His glory. I want to be in His victory. Because God is the conqueror. Ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur verlos en uit die hand van die koning verlos. Maar so die koning
Wanneer hulle na ons begrafenis toe kom, ons gee die hom. Ja. Maar ons weier om te buig. Manne met ruggraat. 3 manne, type van die Vader, Seun en Heilige Gees. Mag God so toelaat dat ons sterker word in die Here. Frans van net daai koortjie van die Vader wat ons gesing het. Een vers het so mooi ingepas. Dan dit gou daar. Net voor die koortjie. En hy het terug. Lamb of God, Holy One, righteous and forgiving, morning star, rising sun, there is none. Lamb of God, Holy One, righteous and forgiving, morning star, rising sun. See die rising sun is die S-U-N, die S-O-N. Rising sun. There's none like thee. Voor wie gaan u buig? Laat Vrydag aand, Donderdag aand skies toch met iemand. Ek sê dit gehoor wat gebeur, dis wat gesê word. Een persoon sê, baie na ons. Hy sê, wat moet ons doen? As iemand my kind wil kom vat, of kinders wil kom vat, wat moet ek doen? Ek sê, ons kan nie buig nie. Ek sê, ja, maar dan gaan ons werk verloor. Dan het sê iemand vir my, nou as die Here kom en die gemaak en dan moet ek my help toe gaan, dis my een van die ding. So natuurlijk. Luister mooi, Jimmy Swagger het gepreek, hell is no joke. It's not games we play. God soek iemand. Die laaste dag, laaste dag, in perilous times. Jy sien, gaan het betekent bedoel dat ons die vuur moet gaan? Oh yes. Maybe we don't have to do that. Maar God sal u nie alleen word nie. Ek eindig met dit is die woord. Dit is die woord. En toe die koning kom kyk, toe sien hy, daar's die 3 manne in die oop nie. But there's a 4th man. And he is the Son of God. Oh, hallelujah. Kom ons staan. Ag ek vra ooit maak weer 'n besluit. Weer 'n besluit om net te hou tot vanmiddag toe nie. Dat die weer moeg is nie. O Here, maak 'n besluit. 'n ewige besluit, want luister mooi. Jesus is coming soon. Ons het dit gesing vanmôre. He's coming soon. Oh, hallelujah. Asseblief Chantel, Lamb of God. Lamb of God. Sing net so 'n paar keer daai een vers. Dankie. Lamb of God.
ons eie Jesus. kan oordink dit wat die Gees van die Here vir ons gemeente